Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 15 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En soos jy weet, as jy al saam met ons deur hierdie reeks gestap het, baseer ons hierdie op Markus 11 vers 22 en 23 wat Jesus vir ons sê, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. En dan het ons ook 'n ander vers wat ons wil ons na toe uitstrek, wat ons graag wil sien realiseer in ons lewens. En dis Johannes 14 vers 12 waar Jesus weer eens aan die woord is en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal nog groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Maar ek dink jy sal my saamstem, hierdie is 2 verse, hierdie is 2 tekste wat Jesus vir ons gegee het. Hoeveel van julle sien dit, nie net in ons kerklewe vandag, maar in ons algemene lewe, sien ons dit, sien ons dat mense doen wat Jesus gedoen het. Sien ons blindes wat weer kan sien, dowes wat kan hoor, krepeles wat weer kan loop, melaatses wat gesond word, en ons het altyd nie melaatsheid vandag nie, maar ons sukkel met kanker, hierdie ongeneeslike siektes, ons het diabetes tussen ons het mense met Parkinsons, met dementia, met allerlei siektes, en al hierdie dinge, en kinders wat gebore word en gelabel word met ADHD en autisme, en al hierdie dinge wat ons op hulle neerplak. En ek ontken dit nie, ek sê nie dis nie waar nie, ek sê nie dis aansit nie, glad nie, moet my verkeerd verstaan nie. Ek sien dit oral om my. Al wat ek sê is, Jesus het dit ook in sy dag belewe, dit het net in 'n ander vorm gekom. Daar was dinge soos melaatsheid, daar was dinge soos mense wat oorgebuig was en maansiek was en al hierdie goeters, hulle het ander dinge beleef, ander simptome gehad, ander siektes gehad, maar die uitkoms is dieselfde, die antwoord is dieselfde. Jesus se hart, God se hart is nog steeds dieselfde. Ek wil jou genees. Hy leer ons bid. Vader, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Daai het nog glad nie verander nie. God se wil vandag vir my en vir jou is nog steeds dieselfde, dat dit soos in die hemel sal wees, soos wat dit in die hemel is, dat dit hier tussen my en jou sal wees. En Jesus maak dit vir ons duidelik, hy sê vir ons, julle sal kan doen wat ek gedoen het. En dis waantoe ons uitstrek. Here, ons wil doen wat u gedoen het. Ons wil die hemel hier op aarde wees, sodat ons mense, die mense met wie ons in aanraking kom, dat ons hulle kan vrymaak. Jesus sê in Johannes 8 vers 31 en 32, as julle in my woord bly, sal julle my disippels wees, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid wat jy ken, sal jou vrymaak. As geliefde disipel van Jesus, as jy vandag nie vry is nie, is daar 'n waarheid van Jesus wat jy nog nie ontdek het. Want hy sê hy sal ons vrymaak. En ek glo nie vir een oomblik dat hierdie vryheid is eers vir ons vir eendag wanneer ons dood is in die hemel nie. Hoekom sal ons dan leer bid, dat u koninkryk kom, dat u wil geskied soos in die hemel, ook so op die aarde? Hoekom sal Johannes vir ons skryf in 1 Johannes 4 vers 17, want soos hy is, en dan praat hy van Jesus, want soos Jesus is, so is ons in hierdie lewe. Hoekom sal Paulus vir ons skryf in Efesiërs 2, ek sit in hemelse plekke saam met Christus. Die hemel is nie my doel nie, die hemel is nie waantoe ek my uitstrek waar ek wil wees eendag nie. Die hemel is noue werklikheid. God se koninkryk is noue werklikheid en hy wil hê dit moet nou tussen ons realiseer en manifesteer. Dis sy hart vir ons. En ons het in ons vorige episode gekyk dat God wil hê ons moet hierdie krag manifesteer uit geloof, maar deur liefde. Liefde moet die dryfveer wees. Liefde moet die motivering wees. Liefde moet wees hoekom en waarom en waaruit ons hierdie doen.
liefde, liefde, liefde. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen uit liefde uit. En hy wil graag hê ek en jy moet uit daai liefde uitleef. Ek is vandag in 1 Johannes 4 en ons gaan hier in vers 7 begin, dan kyk ons hoe ver kom ons. Maar hy sê vir ons geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Geliefde is haar gedagte is wat ek by jou wil duidelik maak, wat ek by jou wil indruk op jou hart, is ek en jy kan nie lief hê sonder dat ons kyk na die liefde van God nie. Ek en jy kan nie lief hê sonder God se liefde nie. My en jou liefde is altyd reaktief. En wat bedoel ek daarby? Ons liefde is altyd uit reaksie uit van iets wat met ons gebeur het. As iemand goed is vir ons, as iemand goed doen aan ons, as iemand die regte dinge vir ons doen en vir ons sê, dan is ons lief vir hulle. Maar dit is baie, baie moeilik vir my en jou om lief te hê, sonder dat ons die regte goed na ons kant toe sien kom. Dis net hoe ons gewire is, dit is net hoe ons aan mekaar gesit is. Ons liefde is uit reaksie uit. En ek glo, dis hoekom die wet ook begin het met jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met al jou krag, jou hele verstand. Want ons moet onthou, die wet is nooit geskryf vir ons om te kan onderhou nie. Die wet is vir ons geskryf sodat ons tot die einde van onsself kan kom en sê, Here, ek kan nie sonder U nie. En liefde is niks anders as dit nie. Ek en jy kan nie lief hê op God se manier sonder dat ons na hom kyk nie. Alles in ons lewe gaan oor hom. Alles wat ons kan bereik gaan oor hom. En as ons wil lief hê, moet ons na hom kyk vir die liefde waarmee ons wil lief hê. Hy sê vir ons geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En dan sê hy vir ons in vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En dan sê hy vir ons weer in vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo, God is liefde. Hier sê hy 2 keer vir ons, God is liefde. God is die bron van liefde. God is die outeur van liefde. Ek en jy weet nie hoe om lief te hê sonder God nie. Ons het nie 'n ander verwysingsraamwerk. Ons weet nie wat liefde is sonder God nie. En ons sien dit veral in huwelike reg rondom ons. Ek is seker jy het ook al gehoor van mense wat wil skei en dan is een van hulle eerste reaksies of motiverings is, ja, maar ek voel nie meer lief vir hom of vir haar nie. Daai gevoel van liefde is nie meer daar nie. Liefde is nie 'n gevoel nie, geliefde van Jesus. Liefde is 'n persoon en sy naam is God. En ons het in Jesus die manifestering van daai liefde gesien. Hoor wat skryf hy, ek is nou weer terug by vers 9 van 1 Johannes 4, dan skryf hy daar, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Waarin? As ons die openbaring van God se liefde wil sien, waar sien ons dit? In 'n gevoel, is dit hoendervleis, is dit daai butterflies wat ek in my maag kry, is dit daai holkol, is dit daai ding, wat is liefde? Hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Die liefde van God is daarin geopenbaar, dat Jesus vir ons kom mens word het. Dan gaan hy aan in vers 10, hierin is die liefde. Onthou, hy is besig om vir ons te vertel, wat is liefde? Wat is God se liefde? Waarna moet ons kyk om 'n verwysingsraamwerk te kry vir liefde? Hoe weet ons hoe lyk liefde? Liefde is nie 'n gevoel nie. Ons gaan nog stil staan by 1 Korintiërs 13 verder aan in die reeks. Maar liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is nie hoendervleis nie. Liefde is nie daai holkol op die maag en daai, ek kan net, jy slaan my voet onder my uit. Dit is nie wat liefde is nie. Liefde is 'n optrede, liefde is 'n aksie. Maar heel eerste is liefde 'n persoon, God en Jesus en die Heilige Gees. En hy sê in Romeine 5, ek dink is vers 6 of vers 8, dan sê hy vir ons, die bewys van God se liefde is dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
Hy is vir my so groot. God het nie nodig om enigiets aan my en jou te bewys nie. Niks. Hy sou God gebly het as Jesus nooit vir ons kom sterf het aan 'n kruis nie. Niks sou van sy godheid verander het as Jesus in die hemel gebly het en nooit afgekom het as 'n mens aarde toe. Hy sou God gebly het, hy sou heilig gebly het, hy sou perfek gebly het, hy sou regverdig gebly het as Jesus nooit aarde toe gekom het. Maar hy het dit vir my en vir jou gedoen as 'n bewys van sy liefde. Geliefde van Jesus, as ek en jy ooit wil weet of God ons liefhet, moet ons nie wag vir daai hoendervleis gevoel wanneer ons sing in die kerk. En as dit nie gebeur nie, dan het God my nie lief nie. Ek kan nie kyk na my bankrekening en sê, as gevolg van my oortrokke rekening, as gevolg van al hierdie oproepe, jy weet daai unknown calls, daai unknown numbers wat jy bel om te hoor, wanneer gaan jy hulle betaal? As gevolg van al hierdie goed, ek ken van daai nommers, ek ken hulle baie goed. Ek is deur daai proses 'n klomp jare terug in my lewe. Maar as gevolg van al hierdie wêreldse druk, nee, hoe kan God my lief hê? Geliefde van Jesus, dis nooit ons bewys van sy liefde. Die bewys van sy liefde is nie hoe lief my kinders my het nie. Die bewys van sy liefde is nie hoe lief die mense by die kerk my het of my nie het nie. Hoe die mense by die kerk my hanteer of my dalk verwerp nie. Dis nie 'n bewys van God se liefde nie. Die bewys van sy liefde is nie hoe lekker ek werk of hoe min ek my werk geniet nie. Die bewys van sy liefde is altyd die kruis. Hy sê hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En wat hy ons sondes versoen aan die kruis. Dit is die bewys van sy liefde. En hoe het ek en jy nou lief? Hy antwoord ons in vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het hom lief uit reaksie van sy liefde. As ons na die kruis kyk en ons sien hoe lief hy ons daar gehad het, as ons na daai bewys van sy liefde kyk, dan kan ek nie anders net om te sê, Here, U was bereid om vir my te sterf, toe ek vasgevang was in pornografie, toe ek in die donker gat van buiteegtelike verhoudings vasgevang was, het U my met U liefdesarm, met die bloed van die kruis, daar kom uittrek. Die kruis was in daai donkerte die bewys van sy liefde. En is vandag nog. Geliefde, ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie wat is jou worstelstryd nie. Ek weet nie waarmee het jy 'n stryd nie. Ek wil vir jou vandag sê, begin hiermee. Begin hierdeur om te weet, Here, het U my nog lief? Ek weet nie of het jy al daai vraag gevra. As jy het, Here, het U my nog lief? Hoe kan ek weet U het my lief? Gaan terug kruis toe. Want dit is die bewys van sy liefde. Onvoorwaardelik. Daar was geen voorwaarde aan die kruis. Hy inteendeel, hy het geen waarborg gehad dat ek en jy ons geloof in hom sou sit nie. Dat ons vertroue in hom sou sit as hy sou kruis toe gaan nie. Hy het dit gedoen in geloof. In die hoop dat ek en jy ons vertroue in hom sou sit as gevolg van sy bewys van sy liefde. Geliefde disipel van Jesus, God is lief vir jou. Ek gee nie om wat het jy gedoen nie, ek gee nie om wat is jou agtergrond nie, ek gee nie om wat is jou geskiedenis nie. Die bewys van sy liefde is en sal altyd wees die kruis. Gaan kry sy liefde vir jou daar. Here, dankie dat U vandag U liefde in iemand se hart uitstort,
in iemand openbaar, aan iemand oopbreek wanneer hulle kyk na die kruis. Wanneer hulle oë op daai bloedbevlekte kruis sit, dat daar openbaring, 'n bewuswording, 'n revelation sal kom van hoe lief jy hulle het. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom, jou neus in sy woord en weet, as jy na die kruis kyk, hy is lief vir jou. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.